Ons gaan blaai na Genesis hoofstuk 35. Genesis hoofstuk 35. Ons het reeds verlede keer die eerste deel van die hoofstuk hanteer. Vanoggend kyk ons na die tweede gedeelte. Ons gaan vanaf vers 16 tot en met vers 29 lees. En nou lê die Paasnaweek voor, so dit sal volgende week so 'n bietjie afwyking wees van ons Genesis. Maar as die Here vertoef om te kom in ons lewe, dan sal ons die week daarna na Genesis 36 kyk wat ons hele hoofstuk gaan hanteer. En ek gaan vir u wys, ons gaan so 'n bietjie afwyk, want hy het nou die lyn van God, die mense van God, hierdie lyn wat na die Messias toe gaan hanteer. Volgende week of die volgende keer gaan ons so 'n bietjie kyk na Esau se lyn, wat natuurlik die goddelose lyn is. Ons sal dit sien. Maar vanoggend vers 16 tot 29 van Genesis 35. Dit klink so in die ou Afrikaanse vertaling. Daarna het hulle van Bethel af weggetrek. En toe daar nog 'n kort endpad was om by Efrat te kom, moes Rachel baar. En sy het dit swaar gehad by die bevalling. En terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar: "Wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u." En toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Ben-Oni. Maar sy vader het hom Benjamin genoem. So het Rachel dan gesterwe, en sy is begrawe op die pad na Efrat, dit is Bethlehem. En Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig. Dit is die gedenkteken van die graf van Rachel tot vandag toe. En Israel het weggetrek en sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal Eder. En terwyl Israel in die land woon, het Ruben gegaan en met Bilha, sy vader se byvrou, gemeenskap gehad. En Israel het dit gehoor. En die seuns van Jakob was 12. Die seuns van Lea was Ruben, die eerstgeborene van Jakob, daarna Simeon en Levi en Juda en Issaskar en Sebulon. Die seuns van Rachel, Josef en Benjamin. Die seuns van Bilha, die slavin van Rachel, Dan en Naftali. En die seuns van Silpa, die slavin van Lea, Gad en Aser. Dit is die seuns van Jakob wat vir hom in Paddan Aram gebore is. En Jakob het by sy vader Isak gekom in Mamre. Dit is Kirjat Arba. Dit is Hebron, waar Abraham as vreemdeling vertoef het. En ook Isak. En die dae van Isak was 180 jaar. En Isak het die asem uitgeblaas en gesterwe, en hy is by sy volksgenote versamel, oud en afgeleef. En sy seuns, Esau en Jakob, het hom begrawe. Dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne vir wie dit moontlik is sal staan, dan bid ons saam. Ons pleit die Here se seën af ook oor die verkondiging van sy woord. Here, U is groot en U is lofwaardig. U is 'n God wat waardig is om aanbid te word. Ek dink aan die pragtige lofgesang wat opgeteken is daar in 1 Samuel 2, toe U 'n kindjie gegee het vir Hanna. Toe het sy gesê, die Here maak ryk en die Here maak arm. Hy verneder, ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef hy die behoeftige om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde. En hy het die wêreld daarop gevestig. Daarom is U groot. Daarom is U lofwaardig. Ons kom vanoggend by 'n gedeelte wat vir ons kosbare lesse bevat. En ek wil bid dat U ons harte sal verlig met die waarheid van U woord. Ag Here, die feit dat ons hier is, sê ons erken ons het 'n behoefte om te hoor wat U sê. Help ons dat dit nie die woorde van 'n mens of die gedagtes van 'n mens sal wees nie, maar dat dit die woord van God sal wees, wat lewend maak, wat krag gee, wat bemoedig, wat waarsku, wat ons help om te weet hoe ons moet lewe. Praat met ons. Hier is ons gesinne, ons is families, ons is huwelike, ons is individue voor U. Elkeen met 'n behoefte dat U met ons sal deel. Gaan ons nie verby nie, ons het dit vooraf gesing. Besoek U werk, o Heer. Maak U arm tog sigbaar, U werking in ons lewe, tot lof en eer van U naam. Amen.
Genesis 35, die hoofstuk waar ons nou is, handel oor die terugkeer van Jakob na Kanaan. En in 'n sekere sin het hy nou sy gelofte vervul. Hy het vir die Here gesê hy sal teruggaan en hy het nou sy gelofte het hy nagekom om God by Bethel te aanbid en hy wil ook by sy vader Isak uitkom. So dis nou waaroor hierdie tweede gedeelte handel. Maar die simboliek is hier baie belangrik. Die simboliek van sy terugkeer is as ware, dis asof dit ooreenstem, dis parallel met Jakob se geestelike lewe. En soos wat ons maar in die volksmond praat, Jakob is nou binne die wil van God. Hy is nou daar waar die Here hom wil hê. Hy doen wat hy moet doen, hy lewe waar hy moet lewe, dit is waar hy veronderstel is om te wees, so dis reg, dis goed, dis mooi. En tog ten spyte daarvan, as jy nou dink aan ons gewilde teologie van ons dag, hy doen nou mos wat hy moet doen, hy is waar hy moet wees, so nou sal alles mos goed gaan, né? Nou gaan alles mos, soos die ou mense gepraat het, die disselboom gaan nou klop. Nee, daar is tog nog steeds slegte dinge wat met Jakob gebeur, in sy huis gebeur, en dit is maar hoe die lewe werk. Om dit net duidelik te stel, die Bybel maak tog moeite om vir ons te sê, as jy die Here soek, en as jy sy pad loop, dan sal dit met jou goed gaan. Daar is soveel verse wat dit noem, en een van die wat bekendste is wat mense gebruik is Jeremia 7 vers 23, en dis nou die voorspoedleer ouens wat sê, dit moet altyd met jou goed gaan. Maar hoor nou mooi, jy moet dit reg verstaan. Die profeet Jeremia sê, maar hierdie saak het ek hulle beveel, naamlik, luister na my stem, dan sal ek vir julle 'n God wees, en julle sal vir my volk wees, en wandel net in die weg, wat ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. So dan sal julle voorspoedig wees. Wandel net in my weë, dan sal dit met julle goed gaan. Onthou, hierdie was onder die Moses verbond, waar daar 'n ooreenkoms is. Die Here het vir hulle gesê, as julle doen wat ek sê, dan sal dit fisies met julle goed gaan. Ek sal die trekspringkaan weghou en dit sal reën op die regte tyd en julle oeste sal groot wees. Dit was onder die Mosaïese verbond. Ons is nie meer onder Moses verbond nie, ons is onder die nuwe verbond. Maar die beginsel bly waar en jy moet dit altyd reg verstaan. God roep sy mense tot gehoorsaamheid en kan ek maar net noem, ons gaan nou vanaand 'n bietjie praat oor die verbonde, maar hier is verbondstaal. Ek sal vir julle God wees, julle sal vir my volk wees. Maar God roep sy mense, hy roep ons tot gehoorsaamheid. En die beginsel in die Bybel is, onder gehoorsaamheid is daar altyd seën. Nie altyd soos wat ons dit wil hê nie. Seën vir my sal wees, jy weet, 'n blink rooi sportmotor en baie geld in my bank en al die dinge. Dis mos nou seën en altyd gesond. Die Bybel sê, die seën van die Here, dit maak ryk. En die konteks waarna dit sê is, al is jou omstandighede nie so lekker nie, as die Here jou seën, dan sal dit met jou hart goed gaan. Nou ja, Jakob is in die middel van die wil van die Here, soos wat ons maar praat, maar tog word hierdie pad van gehoorsaamheid 'n bietjie vaag as gevolg van probleme. Eerste ding is, sy lieflingvrou Rachel sterf. Dis nie lekker nie. Tweede ding, daar's 'n die skandelike sonde, ek wil dit noem skandelike sonde van sy seun Reuben. Derde ding, sy pa Isak wat sterf. Hier's 3 groot uitstaande episodes in hierdie gebeurtenis. Hoe moet ons die verband tussen hernuide gehoorsaamheid en hierdie daaropvolgende probleme verstaan? Wel, jy verstaan dit soos wat ons nou Jakob leer ken het en ons het nou al 'n pad geloop met Jakob. Omdat God hom seën, omdat God hom geestelik wil laat groei, sy geloof wil versterk, daarom is daar soms hierdie slegte dinge wat plaasvind. Dis nie ten spyte daarvan dat die Here hom seën nie, dis in daardie dinge wat die Here hom seën. Hy het steeds, Jakob lewe in 'n wêreld van sonde en hartseer, mislukking en dood en pyn, maar God is met hom, God help sy geloof, God versterk hom te midde van hierdie dinge, en dis die les wat ons daaruit kan wegdra. Nou ons sien, toe ons begin het met Genesis, het ek vir u gesê, daar is sekere hoofstukke in Genesis, wat nie noodwendig volgens ons indeling van die hoofstukke is nie, maar waar daar gewoonlik begin, hier is die geslagsregister, of hier is die geskiedenis van, dit word verskillend vertaal in die Afrikaans, maar die Hebreëse woord, onthou julle die woordjie toledot? Hier is die verslag, of die verhaal van, of die geskiedenis van, kan dit vertaal word, en dan praat hy oor 'n individu.
Nou vanoggend sluit ons die verhaal, die Toledot van Jakob word afgesluit. Ons het sy verhaal vir etlike weke nou gevolg, ons het hom goed leer ken, ons het gesien hoe die Here met hom gepraat het. Dit word nou afgesluit. En al wat ons kan doen aan die einde van Jakob se lewe is om terug te kyk en te sê, waarlik, God het sy beloftes nagekom in die geval van Jakob. Daardie beloftes word vervul, selfs wanneer daar dood in die familie is. Selfs wanneer daar slegte dinge gebeur. God bly getrou. Die duiwel wil vinnig vir ons sê, waar is die Here nou? Jy weet, as dit sleg gaan, dan is hy ons baie vinnig by om te sê, maar waar is jou God nou? Hierdie God wat gesê het dat hy vir jou sal sorg, waar is hy nou? Dis die leuen van die duiwel. God is steeds daar. Hy bly getrou. Hy sal jou nie begewe, hy sal jou nooit verlaat nie. Ons gaan vanoggend in 3 groot hoofpunte, 3 episodes kyk na hierdie gedeelte, en ek gaan aan die einde net 'n paar lesse daar uithaal. Maar daar's interessante dinge. Die eerste hoofgedagte is die geboorte van Benjamin. Dit was 'n besondere geleentheid. Nou ek wil hê jy moet verstaan, die rede waarom ons dit lees, is omdat Genesis verbind is aan Exodus. So Genesis, die verhaal, moet ons nou begin voorberei, want ons staan nou na die einde van Genesis toe. Ons gaan nou die geskiedenis van Josef hanteer, en Josef is nou in Egipte die grootste deel. So die Israeliete gaan stadig maar seker gaan al die seuns van Jakob en Jakob self gaan Egipte toe, en dan in Exodus moet hulle uit Egipte verlos word, want hulle gaan slawe wees in Egipte. Julle ken die verhaal. So Genesis is verbind aan Exodus, en die voorwoord, Genesis is half die voorwoord van Exodus, belangrike voorwoord, né? As ons nogal so lang tyd besig is met Genesis. Maar dis waarom ons eerstens in hierdie gedeelte die rekord het van die geboorte van die 12de seun van Jakob. Ek het nie 12 vingers nie, maar die 12de seun van Jakob. So hier is die 12 stamme van Israel. Die Israel wat in Egipte gaan wees, die 12 stamme. As hulle daar uittrek, gaan hulle in 12 stamme uittrek. Dis die 12 stamme. En sy koms rond hierdie 12 nou af. Benjamin is die 12de een. Genesis 35 vers 16 het ons gelees. Daarna het hulle van Bethel af weggetrek. Toe daar 'n kort eindpad was om by Efrat te kom, moes Rachel baar, en sy het dit swaar gehad by die bevalling. So Jakob het nou van Bethel af weggetrek. Het was nie bedoel dat hy daar die hele tyd sou bly nie, hy daar gaan aanbid. En hulle was suidwaarts op pad na Hebron, hy was op pad na sy pa toe. En ons weet nie presies hoe ver Rachel swanger was nie. Die detail word nie vir ons gegee nie. Blykbaar ver, of daar was nou komplikasies, maar dit het nou tyd geword, dat sy moet baar, op die reis. Hulle het nie baie vinnig gereis nie, dit was nie net 'n uur of 2 nie, hulle het dae lank gereis, maar in die dae het dit toe nou gebeur dat sy moes kraam, sy het in kraam gegaan. Ek wil hê jy moet dink aan die geweldige seën wat dit moes wees. Vroeër is Deborah, onthou jy ons het verlede keer gepraat van Deborah, dit is Jakob se besondere, dis amper soos 'n tannie in sy huis gewees. Dit was sy ma se oppasser, sy diensmeisie. Uit daar begrawe. Sy was amper soos 'n tweede ma vir hom. En ek dink dis die troos wat die Here vir hom daarmee saamgegee het, dat sy liefling vrou Rachel swanger geword het. Iets waarvoor hy gewag het. En sy gewag het. Hulle wou so graag hê dat sy nog 'n seun moes hê. Hoe wonderlik dat daai droefheid van Deborah se dood gepaard gegaan het met die vreugde dat Rachel, sy liefling vrou, swanger was. God doen dit dikwels. Wanneer daar 'n slegte ding gebeur in ons lewe, dan hy gee vir ons ander maniere om ons harte wel te vertroos. Nou ja, Rachel was Jakob se liefling, se metgesel. Sy nommer 1. Julle ken die verhaal, ons het mos daaroor gepraat. Hy wou eintlik vir Rachel gehad van die begin af, maar slegte dinge het gebeur, hy het vir Lea gekry, en toe later eers vir Rachel, en toe het Bilha, Silpa bygekom, en ag, sy was al die jare, was sy onvrugbaar. Al die jare. En toe kry sy vir Josef. Josef beteken, laat hom byvoeg. So sy gee die naam, want sy het gehoop die Here gaan vir haar nog kinders gee, nog seuns gee. En terwyl hulle hierdie entjie van Efrat af is, sê die Bybel vir ons, het sy in kraam gegaan, en sy het 'n baie moeilike bevalling gehad. Nou Efrat was die streek suid van Jerusalem, suid van die heuwelagtige gedeelte daar rondom Jerusalem, en hulle is nou in die streek wat genoem word Bethlehem, dis vandag waar Bethlehem is, buitekant Bethlehem.
En daar het hierdie verwagtende moeder in barensnood gegaan. Vers 17 het ons gelees, en terwyl sy dit swaar by die bevalling, en terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u. So die vroedvrou gee daardeur te ken, sy's bewus van haar hartsversoek. Sy wil so graag nog 'n seun hê. Sy was bewus van Rachel se situasie. Onthou julle haar woorde in Genesis 30, Rachel, toe met die baba oorlog tussen haar en Lea. Lea het kinders, sy het net al hierdie seuns. En Rachel het nie kinders, sy's onvrugbaar. En toe sê sy, gee my kinders, of anders sterf ek. Genesis 30, vers 1. Wel, hierdie tweede seun het nou gekom om haar hoop te vervul, maar die koste was baie groot. En haar lewe kwyn weg, sy's besig om te sterf. Vers 18, en toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Ben-Oni. Maar sy vader het hom Benjamin genoem. Kyk nou mooi na die bewoording. Hier is vir ons ietsie wat gesê word, selfs uit die Ou Testament, oor wanneer 'n kind van God sterf. Toe haar siel uitgaan. Wat gebeur met die siel wanneer my liggaam sterf? Jou siel verlaat jou liggaam. Dis die bevestiging dat daar 'n bewuste self, jou siel, hierdie stuk van jou wat nie fisies is nie, dat die siel onsterflik is. Sommige meen die Ou Testament leer niks daarvan nie. Die Ou Testament sê niks daarvan nie. Hulle is verkeerd. Hier staan dit. Rachel se dood sê vir ons haar siel het uitgegaan. Nou Rachel se dood was 'n groot slag vir Jakob se hart. Ek dink sy was, soos wat ek gesê het, sy liefling, sy ware liefde. Trouwens, aan die einde van sy lewe, daar in Genesis 48 vers 7, praat hy weer oor haar. Sy hart kon net nie klaar kry met hierdie saak nie. Dit was sy spesiale metgesel, sy maat. Jakob het op 2 maniere gereageer op Rachel se dood. Eerstens, hy het die keuse vir haar vir die seun se naam verander. Sy noem hom Ben-Oni, seun van my beproewing. En Jakob het geweet wat dit beteken om 'n swaar naam te hê. As daar nou ouens wat geweet het van 'n moeilike naam, dan is dit Jakob. En hy sê nee, ek gaan nie hierdie kind Ben-Oni noem. Ons verander dit. Hy noem hom, sy vader het hom Benjamin genoem, wat beteken seun van my regterhand. Rachel was vir hom besonders en Jakob het besluit, ek gaan hierdie seun, dit gaan vir my ook 'n spesiale seun wees. Dis my liefling se seun. Ek gaan hom Benjamin noem, seun van my regterhand. Regterhand is 'n teken van krag, geluk, voorspoed. Dis wat hy hom gaan noem. William Blakey, die kommentator, sê oor die gedeelte, Rachel had been Jacob's right hand, affectionate, faithful and helpful, and the name of her son perpetuated the memory of her life. Benjamin het hom herinner aan Rachel. Vers 19 het ons gelees, so het Rachel dan gesterwe, en sy is begrawe op die pad na Efrat, dit is Bethlehem. So hy verander die naam van die seun. Die tweede ding wat hy noem, en dis ons tweede hoofpunt, hy rig 'n monument op vir Rachel. Vers 20, en Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig. Dit is die gedenkteken van die graf van Rachel tot vandag toe. Die tyd wat Moses die Genesis geskryf het, hierdie geskrif neergepen het, was die teken, die monument, hierdie klip wat hy opgerig het, was nog steeds toe nog daar, want hy sê tot vandag toe is dit daar. So, Jakob het al op vroeëre plekke, jy onthou ons by Bethel, waar God hom ontmoet het, Genesis 28, Genesis 35, het hy monumente opgerig, hierdie klippe, en dan gooi hy olie daar op, hy eer die Here vir die ontmoeting, maar hierdie plek was vir hom ook nou 'n besondere plek. Dis die plek waar Rachel gesterf het, en hy rig 'n monument daarop. Dis so kosbaar, dat hy wil dit onthou. En ek dink, dis vir my moeilik, in daardie opsig was die Here vir my nog net goed, maar ek dink as hier mense sit wat 'n geliefde aan die dood moes afstaan, jy sal verstaan, dit wat in Jakob se hart moes aangaan, dit die swaar, die seer, die gewig van daai hartseer. Nou interessant, net 'n stukkie geskiedenis vir die van u wat belangstel. In die 4de eeu na Christus, sê hulle het Konstantyn se ma
Palestina deurgetrek en sy het klein kerkies, soos klein sinagogetjies, kerkies opgerig, gebou op al die plekke waar sy kon sê waar dinge gebeur het volgens haar. En daar is 'n koepel opgerig op hierdie plek waar Rachel gesterf het. Wat vandag nog daar is, dit staan bekend as Rachel se graf. As jy Palestina toe gaan vandag, buitekant Bethlehem is op die buitewyke van Bethlehem, soos wat ek verstaan, ek was self nog nie daar nie, maar daar is Rachel se graf. Hierdie koepel dateer dus uit die 4de eeu na Christus, Konstantyn se ma. Interessant. Nou die boodskap van hierdie monument. En ek dink dis die boodskap wat vandag nog daar is, as ek let op dit wat die ouens skryf daarvan. Soos ek sê, ek was self nog nie daar nie. Is dieselfde boodskap as wat ons lees in Psalm 116 vers 15. Die vers wat dikwels gebruik word op begrafnisse. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Wat 'n boodskap. Dink daaraan as u weer by 'n begrafnis kom, as ons ooit weer by mekaar is vir 'n begrafnis. Dink daaraan. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Nou as die verlies van Rachel nie hartseer genoeg vir Jakob was nie, hier gebeur toe nou iets kort na die dood van Rachel. Gebeur iets skandelik. Weereens in sy huis, deel van sy huishouding. Vers 21 en 22. En Israel het weggetrek en sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal Eder. Dis nou op pad na Mamre, want hy's op pad na sy pa. Vers 22. En terwyl Israel in die land woon, het Ruben gegaan. Dis nou sy eerstgeborene. Ruben het gegaan en met Bilha, sy vader se byvrou, gemeenskap gehad. En Israel het dit gehoor. En die seuns van Jakob was 12. As Rachel se dood gekoppel was aan haar eie profetiese woorde, toe sy gesê het in hoofstuk 30 vers 1, gee my 'n seun of ek gaan sterf. En nou het sy gesterf by die tweede seun wat sy het. Dan kan Ruben se sonde toegeskryf word aan Jakob se swakheid in sy eie huis. Die feit dat hy nie 'n ordentlike pa was nie. Die feit dat hy sekere dinge in sy leierskap as patriarg oor hierdie familie agterweë gelaat het. Ruben se sonde, en ons ken dit vandag as bloedskande. Ruben se sonde, dit wat hy gepleeg het, val in 'n kategorie van sondes wat die Bybel noem gruwels is. Mense sê, wel, sonde is sonde, of jy nou 'n wit leentjie vertel en of jy bloedskande pleeg, sonde is sonde. Nou dit hang af hoe jy daarna kyk, want in 'n sekere sin is sonde sonde. Want enige sonde is genoeg om jou te verdoem. Enige sonde verdien die oordeel van God, en dit is, die loon van die sonde is die dood, Romeine 3 vers 23, of 6 vers 23. Maar, nie alle sondes is dieselfde met betrekking tot die effek. Hier is 'n sonde wat so strydig is met God se skepingsorde, met dit wat hy graag wil, hy sy geopenbaarde wil, dat die Bybel sê, sekere booshede word uitgesonder, en dit word genoem, hier is 'n gruwel in die oë van die Here. Nou verstaan my reg, alle sondes is gruwels in die oë van die Here. Maar sommige sonde word uitgesonder. Die offer van jou kind aan 'n afgod is een van die sondes. En as jy nou gaan kyk na Levitikus 18, dan word daar baie sondes genoem. Maar hier is die offer van jou kind aan 'n afgod, dis 'n gruwel. Homoseksualiteit is 'n gruwel. Ek besef ek is nou teen die kultuur, né? Ek haat niemand en ek is nie besig met haatspraak nie. Ek sê maar net wat die Here sê. Homoseksualiteit is 'n gruwel. Die beoefening daarvan is 'n gruwel. Bloedskande is 'n gruwel. As jy om die waarheid te sê, Levitikus 18 bestudeer, al die verskillende variasies van bloedskande word in Levitikus 18 beskryf. En om met jou pa se vrou, dit kan nou jou stiefma wees, of in watter sin, al die verskillende variasies word genoem, dit is 'n gruwel in die oë van die Here. Levitikus 18 vers 8 sê, jy mag die skaamte van die vrou van jou vader nie ontbloot nie. Dit is die skaamte van jou vader. Vers 11 sê, jy moet daarvoor sterwe. En dit wat Ruben gedoen het, hy het vir Bilha heel moontlik verlei, want hy het haar nie onteer nie. Hy het haar verlei, hy het na haar hart gepraat, en toe het hy saam met haar geslaap. Hulle albei moes sterf. Dit was deur die wet van Moses beveel, Levitikus 18 20 vers 11, die straf daarvoor is die dood. Nou ek wil net so terloops, en ek gaan nie op hierdie spoor nie, want dan gaan ons nooit klaar kry nie, maar ek wil terloops vir u sê, let maar op, merk my woorde.
Die oomblik wanneer 'n samelewing begin gly met betrekking tot hulle waardes, dan word hierdie tipe goed gepromoveer. Dit word eers versag, dan word dit aanvaar, dan word die wetgewing verander en ons is in die rigting van hierdie waar daar geen orde, die skepingsorde van God bestaan nie meer nie. Want elkeen wil doen dit wat hy wil doen. Nou die rede waarom Ruben dit gedoen het, die motivering vir hierdie sonde, was nie seksueel gemotiveer nie. En die rede waarom ek dit sê is, as jy verstaan hoe dit gegaan het in daardie dae, en ek praat van die antieke tyd, nie net in die tyd van Jakob nie, in die Ou Testament kan jy amper sê, dit was 'n politieke daad, dit was 'n standpunt, dit was 'n boodskap wat hy wou oordra. Dit was 'n mate van rebellie, want Bilha was Jakob se byvrou, en sy was nie net die byvrou nie, maar sy was ook Rachel se slavin. En Rachel het nou gesterf, en net na Rachel se dood, het Ruben gemeen, Bilha, nie sy ma Lea nie, maar Bilha sal nou seker my pa se gunsteling wees. En hy wil dit verhoed. So hy rebelleer teen Jakob se gesag, hy maak sy stem dik in sy pa se huis, en hy's besig om met hierdie daad, hierdie skandelike daad, te probeer om sy pa se gesag aan te val. Want hy wil hierdie saak in sy eie manier oplos. Hy's ongetwyfeld besig met hierdie bose saak om Jakob se gesag oor te neem, sodat Bilha nie die mededinger kan wees nie. Hy wil haar net uit die weg uitruim. Onthou jy die episode wat ons hanteer het so 2 weke terug oor Dina en die Segemiete? Jakob wou niks hoor, toe hy hoor sy dogter is verkrag. Onteer is die sagter term in die Ou Testamentiese taal. Toe het hy eintlik niks gedoen, hy het gewag tot die seuns tuis gekom het, en julle onthou, die seuns was baie erger ontstel oor hierdie saak as Jakob self. Jakob het dus as gevolg van sy optrede, het hy sy seuns respek vir hom verloor. Hy's nie meer eerwaardig nie. En daarom doen Ruben hierdie tipe van ding. Hy het sy vaderlike pligte nagelaat. En as jy jou vaderlike pligte nalaat, die mense sê nie, ons praat nou algemeen daarvan, as jy 'n passiewe pa het, dan het jy weer barstige seuns. Wys vir my 'n seun wat rammetjie uitnek is en wat nie sy plek ken nie in die samelewing en onder gesag nie, en ek wys jou 'n pa wat afwesig is, wat nie sy werk doen nie, wat nie sy leierskap beoefen nie. Hy moet liefdevol maar gesaghebend sy kinders lei en leer. So hierdie is 'n daad van rebellie. Dis 'n daad van verdringing. Hy wil sy pa eintlik op sy skuif en daardeur vir Bilha uit die prentjie haal. Nou ja, in die antieke wêreld terloops, as jy 'n heerser oorgeneem het, as jy in die heidense wêreld was en jy het 'n heerser oorgeneem, 'n koning of 'n heerser van 'n ander nasie, die eerste ding wat jy gedoen het is om saam met sy byvroue te slaap, want dan wys jy daardeur jy het sy plek ingeneem. Onthou jy vir Absalom, toe hy rebelleer teen Dawid, toe het hy Dawid se byvroue op die dak van die paleis geneem en in die openbaar met hulle gemeenskap gehad. 'n Uiterste daad, nie net van seksuele immoraliteit nie, maar van rebellie, opstand om te wys ek is in my pa se plek. Dis 'n verklaring van rebellie, 'n verklaring van opstand. Nou dis 'n skok vir ons om te dink, is dit wat in Jakob se huis aangaan? Ja, in Jakob se huis. Nou Ruben het gedink hy sal wegkom met hierdie ding. Wat kan Jakob doen? Hy het nie meer respek vir sy pa nie. Maar wat hy vergeet het, Jakob is nou dalk passief. Maar later, aan die einde van Genesis, gaan ons kom by die seën wat Jakob uitspreek voordat hy sterf. En net soos in Dawid se geval, wat 'n gemors is daar sulke goed plaasvind, dis altyd 'n slegte ding, want dit is as gevolg van de mekaar krap. Luister, ek wil nou nie daai ou wees wat sê, dit moes nooit gewees het nie. Maar dink aan die gemors wat dit bring wanneer jy God se orde de mekaar krap. Hy moes nooit 2 vroue gehad het nie, wat nog van meer as dit. Dis altyd 'n storie. Aan die einde van Jakob se lewe onttrek hy Ruben se eersgeboorte reg. Want hy kon, as patriarg, kon hy dit doen. Net voor hy sterf, Genesis 49 vers 4. Jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy die bed van jou vader beklim. Hy vat sy eersgeborene. Hy is die eersgeborene. Hy vat die eersgeboorte reg weg. Terloops,
Simeon en Levi, onthou julle wat het Simeon en Levi gedoen met Dina en die Sigmite se episode? As gevolg daarvan het hulle ook die reg verloor. En in dit alles, met die samewerking van hulle sonde en alles, besluit Jakob, gedrewe deur die Heilige Gees, want dit het so gebeur en dit is so geprofeteer. Hy spreek 'n profesie in sy woorde uit om te sê die koninklike geslag, hierdie geslag wat na die Messias toe moet gaan, sal nie die Ruben, Simeon of Levi wees nie. Dit was die ouens wat amok gemaak het met Dina en die Sigmite. Maar hy sê dit sal Juda wees. Genesis 49 vers 10. Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Nog die veld deurstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Van wie praat hy? Van die Messias. So God het bepaal, God het beskik dat dit toe deur Juda, die stam van Juda sal wees. So die Messias gaan deur Juda kom. Dawid later het Juda. Al die as jy gaan kyk na die geslagsregister, deur Juda. Rachel sterf. Ruben se skandaal. Bring ons by die derde hoofgedagte. Die dood van Isak. As die laaste gebeurtenis wat in hierdie groot verslag van Jakob se lewe opgeteken is, bring hy kom terug by sy vader Isak. Dis 'n hoogtepunt. Vers 27, en Jakob het by sy vader Isak gekom in Mamre, by Kirjat Arba, dit is Hebron, waar Abraham as vreemdeling vertoef het en ook Isak. So dit was 'n bekende plek waar Abraham het op 'n stadium daar gebly, Isak bly nou daar, nou is Jakob daar. Nou ek wil hê jy moet saam met my dink. Ons moet nou met die kennis wat ons het van Jakob se lewe, met die kennis wat ons het van die verhaal wat die Bybel ons sê, ons gaan nie nou inkleer wat ons nie weet nie, maar dink net saam met my aan die praktyk. Dit was letterlik dekades laas wat hy sy pa gesien het, Isak gesien het. En Jakob se lewe het verander in hierdie dekades. Hy het beproewings deurgegaan. Wel, om te begin, ek dink sy pa het hom so gekyk en sê, hoekom loop jy so mank? Want Jakob het 'n stryd met die engel gehad, die engel van die Here. Dink aan die verhale wat hy vir sy pa vertel het. Dink aan sy getuienis wat hy vir sy pa kon gee. Hy het sy pa laas gesien toe hy sy broer bedrieg het en sy eerstgeboortereg gesteel het, vir sy pa gelieg het en toe moes hy vlug. Dit was laaste wat hy vir Isak gesien het. En nou kom hy terug en hy vertel vir hom van God se verlossing. Pa, ek is so bly om pa te sien, ek is nie meer dieselfde nie. Wat bedoel jy is nie meer dieselfde nie? Pa, die Here het my verander. Die Here het my nuut gemaak. God het hom langs die pad ontmoet. God was besig om Jakob se geloof te versterk en hy was nog steeds besig om aan hom te werk. Kan jy jou indink aan die Isak se vreugde toe hy dit moes hoor? Sy blydskap in sy hart toe hy besef hierdie bedrieër van hom, hierdie seun van hom wat hy nie kon vertrou nie. Niemand kon hom vertrou nie want hy was Jakob. Hy het heel moontlik vir sy pa gesê, pa, die engel het gesê, ek is nou Israel. Ek is Israel. Hoe bly moes Isak nie wees om dit te hoor nie. Kinders, vir ouers is daar geen groter vreugde as dit. Gaan na jou pa en jou ma toe. Gaan sê vir hulle, pa, ma, ek is nie meer dieselfde nie. Ek gaan die Here dien. God het my ontmoet. En by hierdie geleentheid wil ek vir julle sê, dis waar verlossing plaasvind. Dis waar jy die geloof van jou ouers jou geloof maak. En dis nodig, dis noodsaaklik. Maar dis belangrik. En daar's geen groter blydskap vir 'n ouer om dit te hoor nie. Jy behoort, ouers, ons behoort nie opgewonde te wees eers oor ons kinders se geld wat hulle maak of die prestasies wat hulle behaal, as wat ons moet dankbaar en bly wees wanneer hulle die Here kies, wanneer hulle die Here volg en wanneer hulle met die Here loop nie. Nou dis wanneer Jakob na Isak terugkom, dat die God van Abraham en Isak word nou, soos wat ons later gaan lees, Moses praat van die God van Abraham, Isak en Jakob. Nou word dit die God van die drie aardsvaders. Abraham, Isak en Jakob. Jakob is 120 jaar oud op hierdie stadium. As jy die tydmerkers gaan neem, hier is iets interessant. Dit lyk as gevolg van die manier wat ons nou die verhaal sien, baie saamgepers wat dit vertel is, dan lyk dit amper asof Jakob het by sy pa Isak gekom, en 'n week of 2 daarna toe is Isak dood. Maar as jy die tydmerkers gaan neem, dan sou dit ten minste 12 jaar wees, wat
Jakob by Isak was voordat Isak toe nou gesterf het. Ons weet Josef was 17 toe hy as slaaf verkoop is. Nou sit nou vir julle ouens wat nou hou van hierdie interessanthede, gaan dit interessant wees. Ek hoop nie ek gaan die ander vermoei nie. As jy somme maak, Josef was 17 toe hy as slaaf verkoop is deur sy broers. So Jakob was toe 108. Hy's 120 toe sy pa sterf. So Isak sou dus 12 jaar lank by Jakob gewees het voordat hy sterf, want hy het gesterf op 180 jaar. As jy die tydmerkers bymekaar gaan sit. Vers 29 het ons gelees, en Isak het die asem uitgeblaas en gesterwe, en hy is by sy volksgenote versamel, oud en afgeleef, en sy seuns Esau en Jakob het hom begrawe. Hier's 'n paar interessante goed. In eerste plek, let op die woorde, hy is by sy volksgenote versamel. Dis 'n uitdrukking wat ons by Abraham se dood ook gelees het. Onthou jy wat het ons daar gesê? Dit beteken, toe Isak sterf, sy siel verlaat sy liggaam en sy siel word vergader by wie? Wel, Adam en Eva sou daar wees, Set, Noag, Sem, en sy pa en ma, Abraham en Sarah. Hy word saam met hulle gereken na sy dood. Hoe wonderlik. Donald Gray Barnhouse skryf oor die gedeelte. Hy sê, Heaven is a place of reunion. Heaven is a place of reunion. Dis waar ons 'n reunie gaan hê, saam met almal wat in die Here is. Beyond all question, the word of God teaches that we will know our beloved ones in heaven. In joy and in fellowship. Dis iets om na uit te sien. As jy 'n pa of 'n oupa of 'n ma of 'n suster wat jou vooruit gegaan het en hulle die Here geken, hulle was kinders van die Here, dan sê die Bybel, jy sal hulle weer sien. Jy gaan hulle ontmoet. As jy in die Here Jesus sterf, dan sal jy hulle sien. Nou, ons moet opreg jammer wees oor die manier waarop dood ons wêreld bekruip, en hy sluip mos in jou lewe in en hy takel jou af, en op 'n of ander stadium gaan jy swaarde kry met die dood. Dis die laaste vyand en jy gaan die stryd verloor. Ons moet sterf, die liggaam moet sterf, maar dit is en bly, die dood is en bly God se vloek oor sonde. Die loon van die sonde is die dood. Dit is ontwerp om ons terug te bring na God, sodat ons kan besef, dit is die straf vir ons sonde, nie Adam se sonde, nie ons sonde, want ek het dieselfde gedoen. So Isak kom nie meer oor as 'n groot man van geloof nie. Ek het vir julle gesê, daar's maar baie min wat ons gesien het van Isak. Hy's nou nie hierdie eerste, as jy nou top 10 lys van geloofshelde moet opstel, sal Isak heel moontlik nie in die top 10 wees nie. Maar al God se mense word deur hom veilig bewaar vir die ewige lewe. Want dit gaan nie oor wat Isak gedoen het nie, dit gaan oor sy geloof in die Here. In die opsig sê Bruce Waltke van Isak, interessant, some saints soar with wings of eagles, others run, some only walk, but they all complete the journey. In Jesus se woorde, sommige dra 100voudig vrug, ander 60, ander 30, maar die feit van die saak is, kinders van God dra vrug. Dis waaroor dit hier gaan. Hoe wonderlik. Terwyl Isak sterf, word hy saam met Abraham in die graf van die spilonk van Magpela begrawe. En onthou, hierdie is 'n belofte, is belangrik, die land is belangrik, want God het vir hom gesê, hierdie land gee ek vir jou en vir jou nageslag. So Israel, die land Kanaan behoort aan hulle, God het dit vir hulle gegee. En daar by sy graf, vir die laaste keer, sover as wat ons in die Bybelse vertelling kan sien, is Esau en Jakob by mekaar. Snaaks, nee, het jy dit al so beleef? Somstyds groei boeties en sissies uit mekaar uit. En hulle het niks meer vir mekaar te sê nie, of lewenspaaie net uit mekaar uit gegaan, maar by die dood van pa, of by die dood van ma, by sy begrafnis, dan kan ons om 'n koppie koffie en tee staan en vir mekaar sê, hoe gaan dit met jou? Gaan dit goed? En dan sien ons mekaar weer, en hier is dit. Jakob en Esau is twee verskillendes, hulle is in verskillende kampe. Die een is 'n skaap en die ander is 'n bok. Die een is in die koninkryk van die lig, die ander is in die koninkryk van die duisternis. Maar hulle is broers, en hulle sien mekaar by die begrafnis van Abraham. Wel, dis met die dood van Isak wat ons aan die einde van hierdie groot eenheid, hierdie Toledot van Isak kom. En dit handel nou die lewe van Jakob ook af. En Esau gaan ons nou in hoofstuk 35, dit het begin in hoofstuk 25, dit gaan eindig in hoofstuk 36 as die Here wil en ons leef na die naweek, na Paasnaweek. Maar nou gaan ons voorberei vir die verhaal van Josef. Want die klem gaan nou so 'n bietjie skuif. Eers so 'n bietjie iets oor Esau, maar dan gaan ons na Josef toe.
En daarom is daar 'n lys van Jakob se seuns, vers 23 tot 26. Want dis nou volgens die prioriteit van hulle moeders. Ek gaan dit nou nie lees nie, maar al 12 van die name van die stamme van Israel, dis die seuns van Jakob word daar genoem. Almal, van Ruben regdeur in volgorde tot by die seuns wat vir hom gebore is by die slaffinne Bilha en Silpa. Nou, hierdie name verskyn nie net, dis nie net prominent in die res van die Bybel as die stamme van Israel nie, maar dit word verbind met die Genesis verhaal wat in Exodus inloop. By die uittog is daar 12 stamme. Dis hierdie name. So die res van die Genesis verhaal vertel ons nou van Josef. Maar hier's iets merkwaardig. Waarom moet die name daar? Hoekom is dit vir ons belangrik? Dit het niks met ons te doen, hierdie 12 name van Jakob, hier's 12 seuns wat nou die 12 stamme word. Wat het dit met my te doen? Ek's nie 'n Jood nie, ek's nie een van daai. Dit is nie vir my belangrik om te weet ek's 'n afstammeling van een van hulle nie. Waarom is dit daar? Wat sien ons hier? As ek daarna kyk, dan sien ons God het sy beloftes aan Jakob vervul. God het vir Abraham, Isak en Jakob gesê, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder. En hier is ons vir Jakob 12 seuns. En na hierdie 12 gaan dit net ontplof. In Egipte land gaan dit net ontplof. En die punt is, God hou sy belofte. Hy was getrou aan sy beloftes aan die aardsvaders. Hy sal getrou wees met sy beloftes aan u en aan my, want hy bly getrou. 3 vinnige lesse en dan maak ek klaar. Eerstens, wat moet ons van hierdie verhaal vat as ons wegstap? Eerstens, die skokkende verdorwenheid wat ons in Jakob se lyn sien. In Jakob se huis kan jy sê, dis in sy huishouding, want sy kinders is nog deel van sy huishouding. Vriende, let op, dis nie aan die begin van Jakob se lewe nie. Dis nie toe hy net kind van die Here word en nou is daar chaos in sy huis nie. Hy is nou al vir etlike dekades besig om die Here te volg. Hy is nou al 'n volwasse kind van die Here, as jy dit so wil noem. Hy is nou al 'n gelowige wat 'n bietjie iets op sy kerfstok het. En tog chaos. Wat maak ons daarvan? Daar's dwaasheid. Daar's swakheid nog steeds in Jakob, nie net in sy huis nie, ook in hom. Ons sien hierdie dinge. Nou ek wil vir julle sê dis betreurenswaardige sondes. Ons wil dit nooit sag maak en dat ons moet gewoond raak daaraan nie. Maar ek wil hê jy moet verstaan, die Bybel is eerlik. Hy probeer nie Jakob se sonde onder die mat invee. Kom ons praat nie daarvan nie. Hy's eerlik as dit kom by die feitelike weergawe wat hy gee van selfs die geloofshelde. Almal van hulle het maar iewers 'n ding, né? Bybel probeer dit nie wegpraat nie. Gaan kyk maar na die koninklikes in die geskiedenis. Indien jy iets negatief van die koninklikes gaan vind, want in die vroeë jare was daar nie paparazzi gewees nie. Ons weet nou van al die skandes van die Britse kroon net omdat ons die paparazzi het, né? Maar vroeë jare was dit jy mag nie daarvan gepraat het nie. En hulle wou dit allermins nie opgeteken hê nie. En hulle het almal skandes gehad. Hulle identiteit hier is die identiteit van Israel op die spel. Dis ons vader Isak, dis ons vader Abraham, dis ons vader Jakob, Israel waarvan ons hier praat. Wat is die les? Hy's 'n sondaar. Nou as ek dit sê, wil ek hê jy moet my hart verstaan. Ons kyk op na Jakob, Abraham, Isak, Jakob, Paulus, Petrus, Dawid. Jy noem die geloofsheld, Moses. Sondaars. Dit kan seker sondaars. Maar sondaars. Alle mense sondaars. Die boodskap is duidelik. Die volk van God moet van hulle sondes gered word. Selfs die helde onder ons het 'n verlosser nodig, want almal van ons is sondaars. Ons is net so vatbaar vir die mees betreurenswaardige sondes. Ek wil weer sê, aan die einde van Jakob se lewe, hierdie verskriklike sondes in sy huis, dis moontlik. Dis 'n goeie waarskuwing vir ons. Jy is nie vry van die houvas van sonde nie. Moenie dink, ek is daarom nou al 20 of 30 jaar gered, miskien is ek nou al 50 jaar gered. Jy weet, ek is nou verby hierdie. Jy moet versigtig wees om te dink jy kan met sonde speel. Jy kan nie. Ons is almal onder daardie saak. Dis die eerste les. Tweede les. Ons sien net weer eens in Genesis, verlossing is absoluut alles uit genade. Alles net genade. Dis God se genade van die begin tot die einde. Hoe het God vir Abraham gekies? Hoe het God met Abraham begin? Hy was 'n
afgoddienende heiden, God sê, kom, trek uit. Hy vat hom, hy trek hom uit. Dis alles net genade. Nou as ek vir myself 'n volk moet bymekaar kry, en ek moet menslik gesproke, uit hierdie volk die Messias aarde toe stuur, sê veronderstel ek was God, en ek moet hierdie plan maak, dan sal ek vir my goeie roumateriaal kies, nie waar nie? Ek sal die beste roumateriaal kies. God werk nie so nie. Hy kies mense wat nie waardig is om gered te word nie. Wie's dit? Dis almal, né? Maar inteendeel, hy kies afgoddienaars. Hy kies mense wat slegte mense is, sondaars is, want God red sondaars. God soek nie na mense wat waardig genoeg is om te red. O, hierdie is 'n goeie ou, hier's potensiaal, hom sal ek red. Dis nie hoe dit werk nie. God red sondaars, en hy doen dit hoe? Sola gratia, genade alleen. Jy moet tog nooit dink, die feit dat jy gered is, ek het 'n beter keuse gemaak as daai ou, of my hart was sagter, of wat jy ook al dink, dis nie waar nie. Dis alles genade. Jy kyk in Openbaring 22, einde van die Bybel. Jy sien die prentjie van hierdie ewige stad, Jerusalem, wat nou op die aarde neerdal, en hy het hierdie rivier wat van die troon van God afvloei, die boom van die lewe staan aan weerskante van die rivier, en hierdie stad het 12 poorte, en op hierdie 12 poorte is daar 12 name, raai watter name staan daar? Ja, jy is reg, Ruben se naam is onder andere daar. Simeon, Levi, Juda, ons gaan nog later by Juda kom. En jy frons en jy dink, maar wat is sy naam daar? Ek meen, kyk wat het hy gedoen? Dis die punt, vriende. Almal sondaars. Weet jy wat sê die, as 'n lied waarvoor ek baie, ek gaan dit nie vir die sing nie, want ek is nie nou reg daarvoor nie, maar daar's 'n pragtige lied wat sê, dis monumente van God se genade. Dis wat ons is. Ons is monumente van God se genade. As ek voor U staan vandag, dan wil ek vir U sê, ek is 'n uitvaagsel. Ek wil myself nie ken as ek in 'n ongeredde staat moes bly nie. Dit wat ek is net genade. Ek is 'n monument van God se genade, sy goedheid. Dis alles net genade. Wat 'n troos. Wat 'n troos as jy dink, joh, nou het ek dit geblaas. Ek dink nie die Here kan my nou meer vergewe nie. Want dis wat die duiwel vir ons wil sê. Hierdie is te erg. Hierdie kan die Here nie vergewe nie. Daar bestaan nie so iets nie. Ian Duguid skryf hieroor. Hy sê, God's plan does not depend on him finding suitably willing and holy implements to deploy. He accomplishes his plan with deeply flawed individuals. Dis ek, deeply flawed individual. Hy sal sy plan bereik in my, en hy sal sy doel bereik in my lewe. Hoe doen hy dit? Genade. Ek kyk soms na my eie lewe en ek sê, ek kan nie glo nie, maar Here, U is so genadig, so lankmoedig, so geduldig met my. Ons moet dankbaar wees. Derde, laaste ene. Wat moet ons nou weet van Jakob? As jy kyk na sy lewe, ons het nou die hele Jakob se lewe bestudeer, die Toledot maak nou klaar. En jy sien, hy hou aan om in geloof te wandel. Hy hou aan, al struikel hy, en hy het baie keer gestruikel. Ons weet van Jakob se dinge. Hy hou aan om in geloof te wandel. Wat moet jy doen as jy struikel? Wat moet u en ek doen as ons struikel? As ons dinge sê of doen wat ons nie moet sê of doen nie, wat moet ons doen? As jy struikel, staan op. Gaan terug na die kruis toe. Staan op, gaan na die Here Jesus toe, daar waar sy bloed vir jou gevloei die eerste keer. Paulus sê ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Hierdie lewe waarin u en ek is, daar is geen plan van nou is jy volmaak. Hoorie, nou gaan jy nie meer sondig nie. Daar's baie ouens wat allerhande goed verkondig, hoor. Glo maar net wat ek vir u sê. Dis 'n pad van aanhoudende wegdraai, aanhoudende bekerings. Bekering begin die eerste keer as jy na die Here toe kom, en dan daarna elke dag aan mekaar. So gouer, hoe gouer hoe beter, hoe nader aan mekaar is hoe beter. Aan mekaar terugdraai, aan mekaar na die Here toe gaan. Ons kyk na Jesus. Dis wat ons doen as ons struikel. Dis wat jy doen as jy hom teleurstel. Jy kyk na die Here Jesus, jy gaan terug, jy sê, Here, ek sal regmaak. Ek sal regmaak. Nou Moses het gesê, toe hulle op pad Erva toe is, en Rachel sterf, toe sit hulle 'n monument op. Moses sê in sy dae, wat 'n hele klompie 100 jaar daarna is. Dit was
nog steeds daar in Moses se tyd. Maar weet jy, daar's 'n ander belangrike gebeurtenis op hierdie pad, op dieselfde plek. Matteus 2 vertel van ons van 'n ander jong vrou wat ook swanger was, ook op 'n donkie of 'n kameel of wat ook al gery het, ons weet nie presies nie, die pakdier. En sy was ook verswanger en in Bethlehem het daar toe 'n merkwaardige ding gebeur. Inteendeel, dis die kruks van alles wat ons verkondig. En daar's baie wat ons kan sê, die tyd haal my nou in, so ek moet 'n bietjie rondblaai, want Herodes, daar was getreur oor kindertjies, daar was baie gesê oor hierdie kindertjies, maar ek dink nie dit was toevallig dat God, wat die outeur van die hele geskiedenis van die hele skrif is, dit so bepaal het, dat op presies dieselfde plek, daai pilaar, waar Rachel se pilaar, hierdie monument vir haar opgerig is, dat daar die buitewyke van Bethlehem getuienis is van Maria. Toe Josef haar moes vat en hulle moes inskryf en sy's verswanger. Dis nie die regte tyd om te reis nie. Maar toe word 'n baba gebore. En die baba se naam, wat was sy naam? Julle moet hom Jesus noem, het die engel gesê. Want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dis hy wat ons genade gee. Dis hy wat vir Abraham genade gegee. Dis hy wat vir Isak en vir Jakob genade gegee het. En die 12 seuns en vir elkeen wat in hom glo. Dis die evangelie. Dis die belangrikheid van sy naam. En ek wil afsluit met die woorde van 'n lied. Ek is baie lief vir die Engelse liedere, die hymns. Maar daar's 'n bekende lied, How Firm a Foundation. Nou sy 4de vers sê die volgende, en ek moet my haas. So ek lees net die 4de vers. Hy sê, when through fiery trials thy pathway shall lie, my grace all sufficient shall be thy supply. The flame shall not hurt thee, I only design thy dross to consume and thy gold to refine. Dis asof die Here vir ons sê, ek weet jy gaan my teleurstel. Ek weet jy's nie die beste materiaal nie. Ek weet, maar jy's myne en ek sal jou nie los nie. Staan op. Miskien praat ek met iemand hier wat op 'n punt gekom het waar jy dink, hoe gaan ek weer die eerste vuur terugkry? Hoe gaan ek die vlam laat brand vir die liefde vir die Here? Draai weg van jou sonde. Bekeer jou tot die Here. Kom na hom toe. Miskien vir die eerste keer, ek weet nie. Maar kom na hom toe in geloof. Sê Here, as U my nie help nie, is dit Ikabod. Ek kom na U toe. Miskien is daar van U wat al jare lank op hierdie pad is en dit het al vervaag. Kom terug. Gaan terug. Keer terug na die Here. Dis die evangelie van ons aardsvaders, van Abraham, Isak en Jakob. Dis die evangelie wat dieselfde bly. Dis hoekom ek lief is vir die liedjie wat sê, bring my die ou tyding. Daar's niks nuut nie. As ek nuwe goed begin verkondig, dan moet julle asseblief my met klippe doodgooi. Want daar's niks nuut nie. Dis die ou tyding. Maar hy bly nuut en vars, nê? Want dis wat ons red. Dis wat ons help. Genade is wat ons help. En sy genade is vir ons groot. Mag die Here vir ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om na die geskiedenis te kyk en selfs die bakens van U genade te sien, fisies, in die geskiedenis van die mensdom, in die geskiedenis van die Israelitiese volk. Ons loof U vir U goedheid, ons loof U vir U trou, maar ons dank U vir die waarheid van U woord. En ek wil bid dat U vir ons sal help om getrou te bly in hierdie dinge. U roep ons tot 'n lewe van geloof. Paulus sê, ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons moenie let op die sigbare nie, want dit is tydelik. Ons moet let op die ewige. Ons moet die dinge bedink wat daarbo is. Help ons, Here, ons het U elke dag nodig. U voed ons deur U woord. U lei ons met die lig van U woord. Sal U dit vir elkeen hier doen? En miskien is hier iemand wat nog met onsekerheid saamleef, wat so gekwel is oor hulle geestelike stand, nie weet wat om te doen, waarheen om te gaan nie. Gee lig. As dit nodig is dat hulle met iemand moet praat, gee vir hulle daardie moed, maar dat hulle sal seker maak, my geloof is geanker in die Here Jesus. Dankie dat U ons lei en dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Amen.